Welkom by vandag se lesing oor bemarkingskommunikasiebestuur. Ons sal die verskille tussen digitale en tradisionele bemarking ondersoek wat noodsaaklik is vir die navigasie van vandag se dinamiese bemarkingslandskap. Tradisionele bemarking maak staat op vanlynmediums soos drukwerk, uitsending en buitelug-advertensies. Hierdie kanale is al dekades lank die hoeksteen van bemarking. Digitale bemarking, aan die ander kant, maak gebruik van aanlyn kanale soos soekengines, sosiale media platforms, webwerwe, 'n posbemarking en mobiele advertensies. Tradisionele bemarking kan breë bereik, veral in plaaslike markte, maar om spesifieke demografieë te teiken, kan uitdagend wees. Digitale bemarking bied presiese teikenmoontlikhede wat jou toelaat om boodskappe aan te pas by spesifieke gebruikersbelange en aanlyn gedrag. Tradisionele bemarkingsveldtogte kan duur en moeilik wees om te meet. Digitale bemarking bied koste-effektiewe opsies en 'n rykdom aan data vir intydse optimalisering. Tradisionele bemarking is hoofsaaklik eenrigting kommunikasie, terwyl digitale bemarking bevorder tweerigting interaksies, bou verhoudings en handelsmerkloyaliteit. Tradisionele bemarkingsveldtogte, sodra hulle van stapel gestuur is, het beperkte buigsaamheid. Digitale bemarking maak voorsiening vir aanpassings en optimalisering gebaseer op intydse data en terugvoer van die gehoor. Ten slotte, dit is noodsaaklik om beide tradisionele en digitale bemarking te verstaan. Deur beide te benut, kan jy jou bemarkingsimpak maksimeer. Dankie dat jy vandag by ons aangesluit het. Lesing.